Halleluja, dis Bakkie Boodskap saam met Frik Weideman op hierdie pragtige maandagoggend. Mense, daar's 'n opgewondenheid in my binneste. Ek kon nie gewag het om weer met jou te gesels nie. So baie mense vra vir my, Frik, wat beteken halleluja? Mense, dit beteken prys ja. Nou die woordjie ja is eintlik ek is. En dis geopenbaar in die woord Eksodus 3 vers 15, waar Jahwe die Almagtige aan Moses verskyn het op die berg in 'n brandende doringbos. En hy sê vir Moses, Moses, gaan sê vir my volk, ek is ja, stuur jou, om hulle te gaan verlos uit die hand van Farao en uiteraard uit slawerny. So die woordjie ek is ja. So wanneer jy sê halleluja, dan beteken dit prys die verbondsgod ek is, en hy is by magte om my uit te lei en my te verlos en aan my bevryding te kom gee. En wanneer jy sê halleluja, mense, is dit 'n verklaring wat jy maak, sodat jy kan buig en jou onderwerp aan die mag en die autoriteit van sy naam. En wanneer jy dit uitspreek, is daar 'n verandering in die geestelike riekelm, want nou weet almal met wie jy praat. So halleluja is krag, dis autoriteit. Dit bring die hand van die lewende God in beweging. Onthou jy in die boek van 2 Kronieke hoofstuk 20, waar Juda gebukkend gegaan het onder die aanval van 3 weermagte wat teen hom gekom het. En Josafat gaan na die tempel toe en hy brei sy hande uit na die hemel en hy sê, ek weet nie wat om te doen nie, ek is bang, help my, rig my, lei my, stig my. En die gees van die lewende God kom in die vergadering en hy het 'n vasdag uitgeroep. En hy kry in sy gees om hierdie lied te sing. Halleluja, prys ja, want sy goedheid is tot in ewigheid. En hy maak daai verklaring. En toe hy daai verklaring maak, onthou net, dis 'n inpak in die geestelike riekelm, wanneer jy sê halleluja, dit bring die vyand in verwarring. En dit het gebeur in die boek van 2 Kronieke hoofstuk 20, dat hierdie 3 weermagte teen mekaar beginne veg, as gevolg van hierdie lied, halleluja, prys ja, want sy goedheid is tot in ewigheid. Halleluja, prys sy naam. Jy het nie 'n swaard nodig nie, jy het nie 'n tank nodig nie, jy het nie 'n weermag nodig nie, jy het nie strydwaans nodig nie, jy het nodig om sy naam te verklaar, om sy naam uit te roep oor hierdie ganse aarde. Want hulle vir Paulus en vir Silas, toe hulle in die tronk was, het hulle gesing. Daai sing beteken, halleluja, wat het gebeur? Die kettinge is gebreek. Die aarde het gebewe met die naam, halleluja, prys sy naam. Die kettinge het gebreek. Tronkdeure het oopgegaan. Dieselfde kan in jou lewe gebeur. Halleluja, mense, is 'n verklaring wat jy maak. Dis aanbidding tot hom. Ek is die verbondsgod. Jy moet dit nooit vergeet nie. In die boek van Openbaring 19, kan jy gaan lees met die val van Babylon. Met ander woorde, die vyand. Babylon is vir ewig verslaan en die ewige Elohim kom op sy troon. Halleluja. En jy kan dit gaan lees in die boek van Openbaring 19. Herhaalde kere kom die woord deur. Halleluja. Dit beteken die val van Babylon, die vyand is oorwin, die volk is uit slawerny, ons is verlos uit die hand van Egipte, ons is verlos uit die hand van hierdie wêreld, en Elohim neem sy ewige troon, neem hy op en hy neem dit in gesag, en ek en jy staan onder dit. Elohim is op sy troon vir ewig. Halleluja. So as jy 'n deurbraak nodig het op hierdie maandagmôre en in hierdie week wat vir jou voorlê, wat daar dalk miskien 'n klomp surprises vir jou wag, roep sy naam uit. Sê, halleluja. Hy is die verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob. Jou oorwinning, jou deurbraak begin by halleluja. Dit bring verwarring in die kamp van die vyand. Openbaring 19, herhaalde kere, Babylon is verslaan, die vyand is oorrompel, en die troon word ingeneem deur hom wat genoem word waaragtig. Hy is vredevors, hy is
ewige Vader, en die engele buig voor sy aangesig. So kom ek en jy gaan vandag uit met hierdie verklaring. Halleluja. Ek onderwerp my aan die gesag en die autoriteit van sy heilige naam. Mense, mag jy geseënd wees, man, op hierdie pragtige maandagmôre, en my gees roep uit, halleluja!